Jy's ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom ons groei saam in Jesus met Chris en Eldie. Lord of all creation, of water, earth and sky. Hi vriende, baie welkom weer vandag hier by ons toneelopvoeringkie van my en my vrou se groei saam program. Vriende, ek glo en vertrou julle groei saam lekker saam met ons. En ja, ons wag nog steeds vir 'n bietjie terugvoer, maar dit is fyn, dat sal seker kom. Vriende, ja, hoe geseënd is ons nie om weer iets uit Vader se woord te kan leer, te kan lees nie. So ek hoop en vertrou en glo dat julle werklik saam met ons dit geniet en groei. Maar kom ons begin net op die regte manier. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here onsse God, Vader, baie dankie. Weereens vir hierdie geleentheid wat ons het om die woord te kan kuier. Here, ek wil U vra, open ons geestes ore, dat ons kan hoor wat U wil sê, en dat ons regtig daarvolgens sal lewe, Vader. Heilige God, lei U ons nou, haal ons uit die pad uit, en spreek U absoluteer ons. Ons dankie, ons loof U en ons prys U. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Jy het nog nie hallo gesê nie, my vrou? Hallo Chris. Hallo almal. Hoe gaan dit? Die skare van twee juig en sê, hallo Eldien, hallo. Ten minste sê jy daarom hallo. Ja, En jy het nog nie, jy is so erg met my dat jy nie meer met my wil praat nie. met jou getroud, ek kan nie. O, okay nee. Dankie tog vir dit. Ja, okay, Eldientjie. Okay, vriende, kom ons groei. Chris staan met 'n stywe swart koffie. Aldien kom ingestorm met 'n boekie in haar hand vol plakkers, notas en 'n geel highlighter wat lyk asof hy reeds 'n lang dag gehad het. Chris, wag! Wag. Ek het jou preek Sondag geluister en ek het alweer 'n hele lys vrae. Jy kan nie net so praat van ons almal wat geestelik uit datum raak en dan verwag ek moet rustig slaap nie. Ek het my Bybel, my notaboekie en my pen werk nie meer nie. Kyk, sukkel ek. Ek het jou pen vervul datum gehad. Wat? Niks. Jou pen het seker 'n vervul datum gehad. O, jene. Wat beteken dit? Die inkesla. Ek hoop Dis nie dis verval. omdat ek hoop nie dis omdat ek te veel vrae het nie. Eldien, maar weet jy wat, as jy met so 'n boek vol plakkers en goed aankom hier by die werk, hoekom het jy nie 'n afspraak met my gemaak na die diens, na die kerk of iets in daai lyn nie? Ag Chris, ek sien daar was baie mense wat om jou gedrom het, toe wou ek nou nie regtig jou tyd vat nie. Mense drom nie om my nie. Nee, almal wil jou vrae gevra het en goede, want die preek was so interessant geweest. Ek was eintlik seker maar geluister het wat hulle gehad het om te vra, maar dan seker maar al my antwoorde beantwoord. Ja, jy moes eintlik ingeskakel het, dan het jy seker halfte van daai plakkers nou uitgehaal. Ja, want dan sou ek deel van die gemeenskap van die gelowiges gewees Ja, het. sê dan sê jy nog steeds gegroei. Ek het al iets geleer. Maar wanneer leer jy om by te woon? Ek was by die kerk. Ja, Wat moet ek bywoon? Die bid hier en in alles. Bybelstudie en Ag ja, die die Bybelstudie. mense. Ja, okay. En Bybelstudie is nou weer woensdaande, né? Ja, man, ons gaan later daaroor gesels, Eldientjie. Okay. Maar ja, weet jy, kom ons nou kyk, daar is 'n lekker koelteboom daar. O, ek sien jou vrou het 2 broodjies ingepak. Nee, ek het. Het jy? Ja, O nee, dan moet ek definitief proe. Wat so op? grondboontjie botter Oh, my gunsteling. Ek is baie lief vir met grondboontjie. ermat Hoe smaak dit? en malmite. Hm? Soos ermat, malmite en grondboontjie botter. Het jy alles gemeng? Ja, Is dit nou sodat ek een van jou broodjies kan kry nie? jy is vry, so, kry vir jou. Jy kan kry as jy wil. Ek bietjie proe. Hoekom trek jou neus op? Ek weet nie, die peanut butter en die Marmite is nie lekker. Maar dit is vir my lekker. O. Okay, ek neem aan dit is sodat ek nie van jou broodjies moet kry nie. Why do you assume that? Mag ek nie vir myself iets pak wat lekker is nie?
Ja, jy mag. So moet ek nou actually, ek gaan nou die broodjies pak, ek wonder wat sal Eldien wil opneem. Hoekom dink jy nie daaraan partykeer nie, want dit Nee, want dis my broodjies, hallo. dit maak seker sin. Ek moet seker leer om my eie broodjies te pak, nê? Breek. Okay. Chris, is jy reg vir my vraag? Nie regtig nie, maar laat jy gooi. Chris, toe jy gepraat het van geestelike vervaldatums, toe het ek dadelik gewonder, hoe weet 'n mens eerste dat jy begin mif raak? Want ek voel nie mif nie, maar miskien ryk ek net my eie toestand, dalk so, maar is daar vroeër waarskuwingstekens dat 'n mens altyd kan raak sien? Ek sien jy lag lekker, maar Nee, ek lag maar net vir die mif. ja, Hoe sien jy as brood begin oud word? raak so blou, Groen? groen, Dan is dit klaar oud. ja, Dit word net as hard. ja, Nee, of dit kan so papperig raak. ja, Nee, ja, dan begin mif. ja, En dan? en dan moet mense weggooi, So dit vat tyd. Jy ja, nie jou oog op dit nie. ja, Jy sien. So Eldientjie, ek dink die eerste teken dat 'n mens geestelik begin mif raak, is wanneer jy nie meer lus is vir die dinge wat jou altyd lewe gegee het. mhm, Jy sien die Here wys dit gewoonlik deur 'n innerlike droë gevoel. Die Bybel sê in Psalm 42 vers 2: My siel dors na God, na die lewende God. Jy sien, wanneer die dors wegraak, moet jy wakker skrik. ja, God roep altyd eers, maar ons moet antwoord. Varsheid begin by bewuswording. bewuswording. Nie onbewus nie, bewus. So ek moet regtig bewus wees van my geestelike toestand en Ja, jy moet mos nou voel as jy begin mif raak en jy begin stink. ja, Dan moet jy dalk bad. ek vat in die aande, Jy sê dan jy stink, jy ruik. ek het so gesê, maar Dis ook wat ek lag het, sorry. dis die Maar ene wat gebruik net water en seep. ek dit gebruik. Met Natuurlijk, help. hoe anders bad die mense? Maar okay, Chris, wat as ek net moeg is, want partykeer voel ek net uitgebrand van werk, huis, kinders en die lewe en werk. Hoe weet ek die verskil tussen moegheid en geestelike louheid? Aldien, dis 'n goeie vraag. Ek het nie die antwoord op hom nie, kan ons aanbeweeg na die volgende toe. Skus. Ja, maar dis 'n algemene ene. Moegheid is normaal. Onthou net, louheid is gevaarlik. Die Bybel sê in Matteus 11 vers 28: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Moegheid dryf jou na God toe. Louheid, nee, dryf jou van God op weg. Sien, wanneer moegheid jou laat bid, is dit gesond. Want dit sal dit laat los. En dis 'n rooi vlag. Die Heilige Gees help ons. Dit is die verskil wat jy moet onderskei. Okay, maar op maandag voel ek 'n bietjie mif. Soos Ja, want jy drink mos 'n bietjie te veel op naweke. nee, nie regtig meer nie. Maar soos 'n week oue broodrolletjie, is dit net geestelik of net om dit werk begin? Moet ek maandag anders hanteer? Eldien gaan slaap vroeër op 'n Sondag. Hoe weet jy ek gaan slaap laat? En dan sal jy lekker voel op 'n Maandag. Hoe weet jy ek gaan slaap laat? Jy sê dan jy's mif op 'n Maandag. Hoe is jy mif op 'n Maandag? Want jy het gerus nie. Ek sê maar net dis hoe ek voel. Sê dan vir jou. Maar ja, jy is nie die enigste een, hoor. Maandag het 'n roeping in baie mense se lewens. Die skrif sê in Klaagliedere 3 vers 23: Hulle is elke môre nie groot is u trou. So elke oggend, dit sluit 'n Maandag in, Ja. gee God vir jou vars uit sy hande uit, nuut. Maar ja, weet jy, dit is nog steeds jou eie te doen. Jy moet ook daarom iets gee, iets doen. Jy moet dit gaan soek. Selfs vir die wat begin met 'n wekker. Sien as jou wekker afgaan. Ja. Wat is die eerste ding waarna jy gryp? Na wat jy gryp? Wat is jou gedagtes? Wat gaan in jou kop? My foon. Ek
kan nie wag om my te sien wat gaan aan op my foon nie. Wat het ek gemis? Hartjie, Hoekom? Dis mos wat almal doen. Kyk mos eers na jou foon. nie ek. Wat doen jy dan? Ek loof en prys my God eers dat hy my wakker gemaak het. Maar jy staan nog deur die slaap. Maak nie saak nie. Hy haal my uit hy slaap uit. Ons nou lekker, hy wag, weet jy wat nie. Jy word eintlik so sien. Ek weet jy het honde en goeders. As jy in die middag by die huis kom, hoe gaan hy honde aan? O, hulle is so bly om my te sien. Ja. Hmm. Veral hy klein Milaitjie. En nou weet jy nie, hoe bly is vader nie, as jy hom in die oggend eers aanroep nie. Ek het nooit so daaraan gedink nie. Maar het lyk my jy dink baie min. Maar ek dink dan goed wat seker maar belangrik is vir my. Ja, jy sien, as jy, Eldientjie, maandag, as 'n nuwe geestelike begin sien, verander dit die atmosfeer. Dan kan jy dit sien, dis nou weer die begin van 'n nuwe werksweek. Wat gaan die Here my leer? Kom ek vra hom. Begin so. Dis 'n baie mooi siening. Ja, en dan begin jy mos jou week met dankbaarheid en gebed. Dan verander daai maandag se mufheid in iets vars. Wow, dis 'n mooi nuwe woorde. blommetjie wat oopmaak. Dis pragtige woorde. Chris, ek wil jou iets anders van wat ek nou nie hier neergeskryf het nie, maar jy het gepreek het jy gesê elke oggend as jy opstaan, dan staan daar 'n emmer vol genade langs jou. Ja. Gaan jy die emmer omskop of gaan jy hom optel? Ja, ek wil hom optel, maar hoe? Jy roep Vader aan. Is dit hoekom ek moet bid en met die Here moet Ja, praat in die ja. oggende om my Ja. genade vir die dag te ontvang? Ja, En as ek dit nie doen nie? dan skop jy die emmer om. Kry net 'n bietjie en dan voel jy muf op maandag. So dit is eintlik my probleem. Dan het jy net 'n bietjie in dit getrap in plaas van alles gevat het. Jy het dit gemors. So ek het eintlik wat God vir my gegee het net Van die hand sorry, gewys. ek soek dit nie meer nie. Van die hand gewys. Al het ek Ek het dit dit nie doen- nodig nie. Ek kan mos deur hierdie dag op my eie. Al het ek dit nie doelbewus gedoen nie, het ek dit doelbewus gedoen. Sien. Dit is mos nou presies wat ek vir jou sê, want dan gaan dit mos in jou kop aan. Ek kan hierdie dag alleen aanvat. Ek het niemand se hulp nodig. Ja. Okay. Dit maak sin. Ek is so bly iets maak, sê. Kan 'n mens sommer geestelik verval of gebeur dit stadig? Want ek is bang ek gly sonder om te sien. Aldien geestelike verval is gewoonlik stadig, soos 'n brood. Wat eers vars lyk en dan 'n dag skielik vol kolle is. Dit begin met 'n klein kompromie. Ek sal môreoggend die Bybel weer verder lees. Ek sal môreoggend 3 verse in plaas van 1 lees. Hoe weet jy ek doen dit? Haai, het Het jy 'n kamera by ons huis of wat? Ek het dit nie geweet nie. Jy sê nou jy mif. So ek haal net 'n paar dingetjies vir jou uit van hoe 'n mens mif. Jy sien, Hooglied 2 vers 15 sê: Vang vir ons 'n jakkalsies. Die klein jakkalsies by die wingerde verniel. Jy sien, is daai klein dingetjies wat jy kompromieer oor aangaan, soos wat ek sou vir jou gesê. Ek sal môre 2 verse lees wat ek vandag so geskiep het. Of sal later inhaal op my gebedstyd. Ek sal dit doen of sal dit doen. Maar Kom ek weer in. Wag gou, moet my nou nie so interrupt nie. sorry. Wat ek net klaar antwoord is. Dan kom dit mos nou presies terug op die ding wat ek vir jou gesê het van 'n maandagooggend wat jy mif. Ja. Want jy het mos nou 'n kompromie aangegaan. Jy het die emmer vol genade omgeskop in plaas van opgetel. Ja, en daai tyd is eintlik verlore, daai tyd wat jy met die Here moes gespandeer het, né? Ja, sien, en wanneer jy wegtref van die woord en van bid of gehoorsaamheid, dan begin die mifheid inkom. Maar God se genade trek jou altyd terug. Is- Maar nog steeds weer eens sê ek, kos iets van jou Wat kos dit van my? gehoorsaamheid. 'n soeke na hom, 'n Bietjie tyd. baie tyd. Maar nie net 5 minute 'n dag hê. Jy kan 5 minute bid as jy voel dit is goed, maar sal jy like om elke dag net 5 minute met jou man te praat? Nee, Sien? En hoeveel meer het God nie as jou man nie? waar, né? Korrek. 'n Mens kan eintlik En wag gou. En in die oggend in elk geval. Dan is jy mos vars. Jy's regtig vars want ek meen as jy jou foon gryp in die oggend en jy lees nou daar wat ewer met wie ewer gebeur het.
jy gaan dit mos onthou vir die hele dag. Want Ja. dit is vars in jou kop. Ja. Nou imagine nou, daai varsheid dry jy nou vir God se woord. En dit is wat jy eers gebruik. Dis vars, jy gee vir hom die beste van jou dag. Nie as jy vanaand moeg en afgemat in by die huis kom. Ja. Want dan jy klaar, ek meen jy sit op en bid of wat ook al, jy lees Bybel maar jy raak in slaap. Dis mos nie die beste van jou nie. Nee, dis seker die swakste van jou. So gee hom eers en die woord sê, soek allereers die koninkryk van God. En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg. Dus So- soek hom eerste in die oggend. So dis hoekom mens in die eerste plek in die oggend met die Here moet praat. En nie net moet opstaan en jou foon gryp en alles hê. Korrek. Okay. Maar waarom is dit dat mense wat geestelikheid datum is dit nooit herken nie? Hulle lyk altyd die laaste een om dit raak te sien. Alhoewel ek dink dat sommer geestelike blindheid 'n bekende simptoom is. Die Bybel sê ons in Openbaring 3 vers 17, waar die gemeente sê ek is ryk en het aan niks gebrek nie. Maar die hele antwoord, weet nie dat jy ellendige en jammerlik en arm en blind en naak is. Wanneer hoogmoed inkom, verloor jy al jou selfdiagnose. Die Here wys altyd eers die waarheid as ons verluister. Weereens as ons beluister. So God gee vir ons 'n vrye wil. Jebel. Nederigheid is 'n sleutel tot vasheid. Nederigheid. Mm. Wat beteken dit? Jy is nederig voor God. Jy weet jy kan mos nie hierdie dag sonder hom ingaan nie. Jy is of afhanklik van hom. Here, ek kan nie eers my voet uit hierdie bed uit sit nie. Help my. Mm. Jy is Okay. nederig voor hom. Jy gee hom al die eer. Here, met u kan ek, sonder u kan ek. Chris, ek wil nooit geestelik pap raakie, maar ek wil net weet hoe kry 'n mens die geestelike dors terug as jy voel dit het weggeraak? Jong, jy gaan kyk waar jy het verloor het. Of jy sit die lig aan jy soek. Of jy bel 911. Hulle doen die soekwerk. Ag, Eldien. Dan kry jy seker dors na die bron van lewe. Die Here sê in Johannes 7 vers 37, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Jy sien, dors groei met die blootstelling aan God se teenwoordigheid. Wanneer jy tyd saam met hom spandeer, word jou siel weer wakker. Soos 'n plant wat lanklaas water gekry het, begin jy weer lewe. God wek dors. Jy moet dit net kom drink. Nou ja. Dit Weereens, jy moet dit gaan soek. Soos ek gesê het in die preek wat jy seker nie gehoor het nie. Jy moet dit doen. Jy het iets As gesê jy van skoene. as jy Ek weet nie wat jy bedoel het met skoene nie. As jy dors is, gaan jy opstaan en water gaan haal of gaan die water na jou toe kom? Nee man, ek moet dit mos gaan haal. Die water gaan mos nie na my toe kom nie. Presies. Jy moet dit doen. Selfs soos daardie dors. Jy moet dit gaan soek. Jy moet jou liggaam vul met dit, jou siel, jou gees. Wat het jy gesê van skoene? En Sondag in die kerk? Jy moet dit skoon maak. Wat is skoene moet ek skoon maak? Wat jy aantrek. Nee man, my skoene maak keer niks. Ek het gepraat van die skoene van bereidwilligheid. Wat is Wat dit? een van die wapenrustings is wat God ons gegee het. Maar wat is 'n wapenrusting? Ek is mos nie in 'n oorlog nie. Oei. Ek dink ons het al die wapenrusting bespreek. Seker al vergeet. Maar ons kan later weer oor die wapenrusting gesels, hoor. Okay. Maar wat doen ek Maar met nie die skoene? As jy daai skoene van bereidwilligheid aantrek, Is het ek dit gesê- hoe weet ek wat 'n size is dit? genade, Here, asseblief. Kan die vrou my net 'n gap gee? Maar net 'n antwoord op die eerste vraag voor sy die 15de een ook my uitder. Dankie Vader. Amen. Eldien, Ja. God ken jou size. En in elk geval, dit is nie sloffies of pantoffels wat jy aantrek, net voete indruk en dan gat jy. Daai is soos 'n army boot. Ja. Jy moet jou rug buig. Jy moet jou rug buig. Jy moet dit op jou voete trek. Jy moet dit vasmaak. Dit kos jou om iets te doen. So dit is hoekom die skoene van bereidwilligheid. Jy moet bereid wees, so jy moet van die begin af bereid wees. Jy moenie net sê ek sal dit doen, maar jy is nie regtig bereid nie. Korrek.
En dis hoekom jy 'n bietjie moeite moet doen om die skoene te aantrek. Natuurlik. Okay, dit maak sin. Ek is so bly iets maak veel sin. Chris, ek het gewoontes wat al deel van my lewe is, my leefstyl. Hulle is nie sleg nie, maar ek weet hulle hou my vas. Hoe breek ek los van ou maniere? Ag, Eldientjie. God sê mos in sy skrif, hy maak alles nuut. Alles. 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het waartoe gegaan? Weg, Verby gegaan. verby. Jy sien, jou nuwe lewe begin met oorgawe. God gee die krag om gewoontes af te lê wat jou oud hou. Maar weet jy wat, soms vra dit dissipline, né? Soms vra dit wonderwerk. Maar hy doen dit altyd met liefde. Met liefde. God is liefde. Juig ons harte. So dit is wat die ding is. God is liefde. Dit is hoekom hy altyd alles vir ons wil doen, omdat hy lief is vir ons. En God omdat is hy liefde. liefde is. En hy wil ons die beste hê vir ons. Okay. Wat van mense wat totaal net uitgebrand is? Hulle is nie in sonde nie, net moeg vir alles. Of dalk is hulle in sonde. Ek weet nie. Jy sien, Eldien, dis is wanneer jy seker maar begin stagneer, jy is stik, jy is nie meer lus nie. Jy het iets gesê van lou. Ja, jy is so besig om lou te raak, jy wil net idle, jy wil nie regtig meer ergens heen of iets nie. Weet jy, God ken nie net jou gees nie, hy ken jou emosie en jou liggaam. Jesaja 40:31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Uitbrand is nie sonde nie. Dit is 'n sein dat jy bietjie moet rus in die Here. In die Here. Ja, want hy gee herstel, nie veroordeling nie. Sien, soms is varsheid nie 'n nuwe plan nie, maar 'n nuwe asem. God herstel geduldiger as wat jy dink. O. So ek moet in die Here wag. Wag op hom, vertrou op hom, glo op hom. Dis presies wat ek vir jou gesê het, dit is waar jy wag in 'n wagkamer saam met Jesus, onthou jy wag nie alleen nie. O ja. En dan terwyl jy daar wag, dit is waar God jou dalk nog iets leer, want dis nog nie tyd vir jou om aan te beweeg. Okay, so dan moet ek net wag saam met Jesus. Waarvoor wag Jesus? Om ons te kom haal. Vir die wegraping. So Jesus wag. Ja, Vader moet nog nie vir hom gesê dis tyd nie. O. Hy wag geduldig. So ek moet geduldig saam met Jesus wag. Korrek. Maar dalk is my tyd voor Jesus se tyd. My tyd wat Wanneer jou vervaldatum aanbreek. ja. Ja, dit ook. Maar dan staan Jesus mos en wag ook in elk geval vir jou. So al wag hy nog steeds vir my. Ja, Okay. Ja, nou verstaan ek dit 'n bietjie beter. dit is so bly. Kan ons maar aanbeweeg of is daar nog vrae? Nee, ek het nog baie vrae. Okay, Chris, hoe werk 'n vervaldatum vir mense vasgevang in sondeverslawing? Want hulle voel altyd te skuldig om terug na God te kom. Mense wat byvoorbeeld verslaaf is aan dwelms of alkohol of gambling of enige iets soos dit. Aldien, sonde sal jou altyd laat terugval in die sonde. Maar vergifnis herstel varsheid. Dit sal in 32:5 sê, ek het my sonde aan u bekend gemaak en u het die ongeregtigheid van my sondes vergewe. Sien, die Here herstel onmiddellik. Verslawing word gebreek wanneer die hart oorgegee word. God is nie moeg vir jou nie. Hy is lief vir jou. Lank voordat jy vir jouself lief is. So voordat ek nog vir myself lief was God lief vir my. Ja, wat sê Johannes 3:16 vir jou? Ek weet nie, kan ek dit gaan lees? Ek kan dit vir jou sê, maar wil jy dit opsoek? Ja, laat ek dit opsoek. Ek weet nie wat sê Want daar so wat. lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het. Vir die wat in hom glo, dat hulle nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ja, laat ek eers kyk of jy reg is, want jy het in die kerk gesê dat ons moet die Bybel navors en seker maak dat dit wat jy sê reg is. Die waarheid, So natuurlijk. dalk
dalk is jy nie nou eerlik met my nie. Okay. Kom ons kyk of jy die regte versie gesê het. Okay. O, ek het dit nogal in geel gehighlight. Kyk hier. Nee. Jo. So ek moes dit al by jou gehoor het. Mm. O, ek dink jy het al vir my gesê ek moet dit leer. So wat sê dit van God se liefde? Dit sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So ek kry opgestaan. Jo, so jy het nie gejokkie. Maar ek moes jou toets. Ek jok mos nie, Eldien, ek entertain nie die duiwel. O ja, dis waar, jy het my al hoeveel keer gesê. Maar okay, ek moes in elk geval gaan kyk het wat daar staan. Ja, dit is goed dat jy dit self lees. Ja. Wat as iemand dink hy is te vars om uit datum te raak? Jy weet, daar die mense met die halleluja, ek is altyd op die bergtop houding. Ja, Eldien, weet jy kry daai mense, maar weet jy wat nie? Geestelike trotsheid is die vinnigste pad na moefheid. Die Bybel sê in Spreuke 16 vers 18, trots gaan voor die verderf en hoogmoedige gees voor die val. So wanneer jy dink jy staan, val jy die maklikste. Jy dink jy's groter as die woord. Jy dink jou heiligheid is heiliger as enige iets anders op die aarde. En jy het nie regtig dan wat gewoonlik gebeur is, het jy nie meer God nodig nie, want you are where you are. Lekker dankie. Dit is van 'n God vir jou kom sê, sorry for you bro, ek jou 'n bietjie van jou troontjie afklap. Vriend, God hou glad nie van hoogmoedige mense nie. Hy is mal en hy hou van nederige mense. Hulle wat weet hoe afhanklik hulle van hom is. Want sonder hom kan ons niks bereik nie. Hy hou ons vas. Die trotse kry wind van voor. Maar God help die wat nederig is. Die woord sê mos, die wat die eerste is, sal laaste wees. Die laaste sal eerste wees. Is dit wat dit beteken? En hy verhef die wat klein is, die kleinste. So as ons nederig is, dan gaan God ons verhef na ons ware plek toe in die koninkryk van God eendag. Wat het jy nou nog gesê van val, nee? Jy sê altyd iets van as jy val. Ek kan nie onthou wat jy altyd sê nie. Val op die knie, maar dan kan jy verder val. So jy val op jou knie en jy kyk op na bo na waar die Here se hulp vandaan kan Wat kom. gebeur as jy op die knie val? Dis mos waar ons bid. Is dit wat dit beteken? Ja, Eldien. O, okay, nou het ek iets geleer. Ek is bly jy het leer. Ek is erg so dankbaar jy leer. Was dit oulik. Chris, Ja, Eldien. hoe hou ek die vuur aan die brand? Ek kan nie net op Sondag survive nie, Maandag tot Saterdag is rowwe dae. En jy het gesê van briquettes en een wat uit die pad uit gaan en doodgaan. Eldien, jou vuur brand op verhouding, nie op emosie. En 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, blus die gees nie uit nie. Sien, jy hou die vuur deur gebed, deur die woord, aanbidding, gehoorsaamheid, selgroepe op 'n Woensdag. Jy bid elke dag. Dis weer eens gaan ek klaar vir jou sê. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Jy sien, en klein getroue daaglikse keuses om God te soek, God te aanbid, hom te eer, hom te loof, hom te prys. Hou jou warm. God gee die vuur, maar jy hou dit brand. Deur om jouself te voed met dit wat hy jou gee. En om daai emmer van genade op te tel elke oggend, eerder as om te skop. Korrek. Okay, kan 'n mens geestelik mif word van die mense saam met jou? Ek bedoel, party mense trek jou heel weg. Natuurlijk. So dit kan gebeur. Ja, jou geselskap bepaal jou geestelike temperatuur. Weer eens gaan ek nou terugkom, onthou jy, ons het so rukkie terug daaroor gesels. Jou vriendekring het heeltemal verander. Ja, Hoekom dink jy so? omdat ek nie meer so baie drink nie. En En omdat ek nou 'n bietjie meer kerk toe gaan. en
En omdat ek besluit het om nie meer uit te hang met die mense wat my aftrek onder toe nie, actually, mense wat my aanmoedig om saam met hulle te gaan drink nie. Okay, so, sien jy nou wat het daar gebeur? Sien jy die skuif wat daar gebeur het? Die mense het jou laat verval. O, ek het nie Hulle het nie gedink dit gebid is, nie, hulle het nie die Here geloof en prys gesoek nie. ja, Sien Spreuke 30 vers 20 sê mos, wie met die wyse verkeer word wys, maar die met dwaase omgaan word kwaad. So, as jy met mif mense loop, begin jy self mif en stink. Maar die Here roep jou om 'n lig te wees, nie 'n spons nie. Wees daar vir hulle, maar bly vas aan Christus. Bid vir hulle. okay, so dit maak sin, so ek moet vir hulle bid, maar ek moet nie eintlik meer met hulle uitgaan nie, want daar is waar die probleem kom. Gaan uit saam met hulle vir koffie en dan verkondig die woord aan hulle. Hulle wil nie vir koffie gaan Deel nie. die woord met hulle. Sê vir hulle jy wil hulle ergens van julle kerk. Dis 'n plan. Ek dink daai is 'n goeie plan. Maar hulle sal weet as ek vir hulle op sê op 'n Sondagoggend. Maar ek Bly hulle offer, bly offer, bly offer. Bly offer. dink jy hulle sal eventually change. Dalk raak, onthou jy daar in die woord staan waar ek dink is 'n weduwee wat by die koning aangekom het. Die koning het mos nie God geglo, hy het gedink dit is skotter as God en al dat. Mhm. Ek is nie presies seker waar dit staan nie, maar ek sal vir jou kry. Onthou, hy sê aangehou nek by die koning om hom aan te help met sy saak. Mhm. Nader die koning moet hom gesê, hoor hy beter aan om my help voordat sy dalk nog omdraai en hom klap. So tot daai koning het ingegee op 'n vrou. So as jy mos so nek, nader sal hulle miskien sê ja, okay tog net. As jy dit op jou nek, jy kom ons lekker nek. Ja, ek's baie goed met dit. Nou ja. Hou aan. Okay, ek sal dit probeer. Kan pyn jou verouder? Want party mense dra seer van jare en hulle het nie meer vreugde nie. Maar dis asof hulle vreugde gesteel is en ek weet eintlik wat jy sê van dit. Ja maar Satan wat jou vreugde steel. natuurlik, hy wil ons nie hier moet happy en go lekker wees nie. Ja. Sien jou pyn kan jou geestelik verouder, maar God kan genees. Weet jy by God is daar niks wat onmoontlik is. Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die gebroke van hart. So wanneer jy met jou trauma na God toe gaan, jy gee dit oor vir hom, maak hy dit nuut. Genesing bring varsheid. Vergifnis bring vryheid. Jou hart kan weer jonk voel in Christus. Okay, maar ek is soms bang vir verandering. Hoe hanteer ek nuwe seisoene sonder om te stres? Jy weet, ons moet nou een of ander tyd trek. Ek het nog eers 'n huis waartoe ons gaan trek hê. Want ons huis is nou verkoop en ek is heavy besig om te stres, want nou weet ek nie waartoe gaan ons trek nie en ja, is net 'n hele groot storie. Ek dink elke mens is maar 'n bietjie bekommerd oor 'n verandering want ons hou nie van verandering nie. Ek weet ek hou nie van verandering. Ek like dit glad nie. Want jy is mos nou maar hier op 'n tredmil en jy weet mos nou want jy hardloop nêrens heen. Maar as jy pad hardloop, Ja, dan kom jy dan ergens uit. Maar okay, dit is nou besides the point. Want weet jy, ek dink omdat ons onseker is oor die toekoms. Ons hou daarvan om te weet wat vir ons voorlê. Maar dit is nou waar geloof jou deurdra. Jou geloof in God. En onthou, in elke nuwe seisoen is God se reeds daar. Soos ek weer eens gesê het, hy sal jou nie van een plek na die ander plek vat voordat jy nie reg is vir dit nie. Voordat hy nie weet jy is reg vir dit. okay. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek maak alles nuut. Nou spruit dit uit. Jou vrese is gebaseer op wat jy nie weet nie, maar God weet. Hy open die pad. Hy lei jou. Hy stap voor ons uit. Nuwe seisoene bring nuwe groei. Nuwe blessings, nuwe joy. So ek moet net wag op die Here en ek weet hy sal vir my die regte pad wys. Ja, Ek moet net obviously terugsit my handjies gevou en dink dit gaan sommer net na my toe kom nie. nee, dis wat so kom sê, versterk in jou geloof. Ja. Mense sê ek het verander, maar ek voel eintlik nog dieselfde. Hoe werk dit? Jy weet ek het verander. Ja, nee, ek kan dit sien. Jy sien verandering van die gees begin binne. Filippense 1 vers 6 sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi. Soms sien ander jou groei voor jy dit voel. Hulle kan ons nou sien jy wyk af van al jou verkeerde dinge.
maar jy voel, o nee, ja, maar jy wil vinniger daar uitkom. Ek meen, my lewe is 'n getuienis daarvan. Hoe? So ek besluit het, ek wil die Here volg, ek wil hom dien, op sy woord verkondig, en ja, ek wil dit nou doen. Maar nee, daar was nog nie, dit gebeur nie nou nie, dit gebeur met tyd. Ek moes nog eers baie leer, ek moes nog eers leer vergewe. Ek moes ons leer om myself te vergewe. En het jy? Ek glo amper so. Ek moes geleer het om absoluut op God te vertrou. Ek moes wag vir my kansel. My kansel het nie net verskyn. Ek moes wag. So Ek moes dit, al leer. was dit werk wat jy vir die Here moes doen, moes jy nog steeds wag. Korrek. Dis 'n goeie getuienis. Wel, dis die waarheid. Kan ons eendag praat oor hoe jy tot bekering gekom het? Ja, ons kan. Nee, maar ek's ernstig, kan ons? Ja, Eldinkie. Okay. Jy sien, God werk stadig maar seker. En dat jy onthou net, jou wortels groei dieper voordat jou takke langer word. Jy verander. Glo dit, jy verander. Alhoewel jy dit nie self kan voel nie. Maar binne in jou is soms so meer honger. Ek moet kyk hoeveel vrae het jy hierso. Jy het meer honger vir die woord. Jy het meer honger van wat daar staan. En as dit gebeur, jy het 'n honger na die waarheid. Ja. Dis voor. Ek wil weer bid soos ek eens gebid het. Want ja, jy het my nou baie mooi oortuig dat ek nie my dag kan begin sonder God nie. Hoe begin ek weer sterk? Aldien begin klein en maar eerlik. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan en ek sal jou antwoord. Sien, daar staan nie ek sal jou miskien antwoord, ek sal dalk luister nie. En God slaap nie, hy slymer nie. Hy's daar, hy sê ons ek sal antwoord. Maar weer eens, roep my aan. So jy moet roep. God gaan nie jou kom roep nie, jy moet roep. En God wag vir jou eerste woord. Jy hoef nie iets te of jy hoef nie groot impressie te maak of iets. Jy hoef nie 'n hele ding voor te berei wat jy nou vir God gaan neerlê. Nee, begin net praat met hom. Praat met hom wat jy voel, hoe jy voel. Of loof en prys hom heel eerste. Maak sy naam groot. Verheerlik hom. Doen al daardie dinge eerste. God ken jou hart. Vra hom vir vergifnis. Praat net met hom. Praat met hom beter as wat jy met jou beste vriend praat. Ja, en gebed word weer sterk daardeur. En konsekwentheid. Dit groei soos 'n spier. Elke dag maak 'n verskil. Jy kan nie in die gym gaan dan vanaand uit op en jy's fris nie. Of maar, of wat ook al nie. Vat tyd. Alles vat tyd. Okay, maar God se tyd. God se tyd. Maar, weer eens, jy moet hierop werk. Maar Chris, ek is soms net lui, veral geestelik. Hoe veg ek dit? Geestelike lei is 'n roep om wakker te word. Romeine 13 vers 11 sê, dit is die uur dat ons uit die slaap moet ontwaak. Onthou nou net een ding, as jy nou so lui is dan, nee, moet jy net dink so aan, wat gaan jy maak as Jesus lui is? God lui is. Want jy was nie lus om vandag vir ons suurstof te gee, hy's lui. Dan gaan ons almal dood. Presies. Aldien, jy oorwin leie deur doelbewus op te staan. Doen dit die eerste stap. God doen die res. Wanneer jy beweeg die Gees saam met jou. Jy het mos gesê let go and let God, né? Yes. Ja, dis nogal baie mooi. Chris, ek wil weet daardie vreugde hê wat ek gehad het toe ek pas tot bekering gekom het. Aldien, vreugde kom van God se teenwoordigheid af. Jeremia 8 vers 10 sê, die blydskap van die Here, dit is julle beskutting. Jy weet,
Vrede is nie emosie nie. Dit is 'n geestelike toestand. Die Heilige Gees gee dit. Wanneer jy tyd saam met hom spandeer, vloei vreugde. Net een aanraking van God kan jou hele hart vernuwe. Net daai een, jy sal dit voel, jy op die krop van jou maag. Ek soms dit is waar ek dink my siel sit. Jy op die krop van jou maag. Want baie keer as ek nie en ek bid, as die Here ek het jou lief, dan voel dit of iets draai daar. Daar waar jou butterflies vandaan kom, Ja, jy het seker al butterflies gehad, ja. daar. Ek Jy my sal man voel. ontmoet het. Dan sê jy sal voel, dit is Vader. En jy voel net, wow, yes, something is happening. The baby is kicking. Jy maar sê, Dis baie mooi. Maar soms voel dinge hopeloos. Hoe bly ek voel hoop as ek so voel? Aldien, God is die God van hoop. Romeine 15 vers 13 sê, mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede. Hoop groei wanneer jy op God fokus, nie op die omstandighede nie. Die omstandighede sal altyd verander, maar God bly altyd dieselfde. Hy hou altyd sy woord. Hy is jou geestelike suurstof. Ek sê weer, hy verander nooit. Dis ons wat verander. Dis ons wat dink, ja, maar wat van daai en wat van die. Dis ons wat altyd meer en meer wil hê van die wêreld of iets in daai. Maar dis ons wat verander, nie God. Chris, kan ek nog een van daai broodjies kry? Is actually nogal lekker. Is jy nou ernstig? Ek is nog honger. Dis nou sal ek iets anders moet opsit. Okay, ja, nee, kry jy. Ek wil jy sal iets anders moet opsit. Ek dink ek gaan fishpaste met Marmite en appelkoos konfyt dalk iets. Ek wonder hoe gaan dit smaak. Oeh, As jy bring sal ek my een gee. okay, sal môre bring. Okay. O, so kan môre weer met jou gesels. Ek vat elke dag my lunch, net so seker maar. Wat gaan nog 'n dag verskil maak? Ja, nee. Chris, skuldgevoelens maak my oud. Maar hoe hanteer ek dit? Jy weet, ek voel skuldig oor my verlede en dinge wat met my gebeur het en my besluite wat ek gemaak het. Hoe hanteer ek dit? Aldien is nie skuldgevoelens wat jy oud maak, jy hoor, dis tyd maak 'n mens oud. O, En skuld word gebreek deur vergifnis. In Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, reinig hy ons van alle onregverdigheid. Alles. Jy sien, wanneer God vergewe, is dit dan, die saak is afgehandel. Skuld is die duiwelse instrument. Vrede is God se. Wat skuld los, God het reeds vergeet. Die vyand sal altyd gaan en probeer om weer daai ou wond oop te krap. Maar Vader moet sê, dit staan, dit los dit uit. Chris, ek wil weer lus wees vir die Bybel soos voorheen. Hoe kry ek dit reg? Aldien die woord word weer lewend wanneer jy dit met die gees lees. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewende en kragtig. Begin die psalms lees hardop. Vra die gees om dit vir jou te openbaar en oop te breek. Sodra jy smaak, jy wil meer hê. God gee honger vir sy woord. Jy sal net meer en meer, maar ek meen veral as jy lees van God se liefde en dis hoe hy jou beskerm en al die beloftes. Regtig, gaan jy smaak na nog. En soos ek sê, as jy 'n keuse het of 'n besluit moet maak en jy is nie seker die kant toe of daai kant toe nie, vra God deur die Gees, vra vir hom, wys vir my Vader, openbaar dit aan my. Lees sy woord, jy gaan jou antwoord kry. Dis baie mooi. My gedagtes loop soms rond soos kinders in 'n speelgoedwinkel. Ek weet nie hoe moet ek manage nie. Hoe hou ek dit vars? Ja, weet jy wat, nie myne ook soms, wanneer ek bid, loop my gedagtes op hom. Maar weet jy, dan moet jy die Heilige Gees vra, bring my net terug, asseblief, bring my net terug. Raak net weer so stil, tel 1, 2, Heilige Gees, help my asseblief om hierdie gedagtes by my te hou. En hy sal dit doen. Dan verander jy jou gedagtes van die wêreld weer terug na God toe. Jy moet actually regtig daarvoor fight. Want onthou, die vyand, hy hou daarvan om vir jou gedagtes in jou kop te kom plaas. Hy sal blykbaar vir jou kom sê, hoorie, wat gaan jy vanaand maak om te eet? Hoorie, wat gaan jy aantrek werk? Hoorie,
en hoe gaan jou hare kan bla bla bla, terwyl jy bid. Mhm. Leave it. Bly net stil, raak weer rustig, sê asseblief, Heilige Gees kom lei my, vat my denke oor, laat dit hier bly, hou dit gevange. Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hou jou gedagtes besig met daar waar Jesus is. Sit God se waarheid in jou hart. Sê dit oor jou lewe. Vervang negatiewe gedagtes met skrif. Dan word jou denke vars en jou lewe ook. Dis goeie raad. Sampe klaar darm. Nog net 2 Nou, ek sien Lynn vragies. sê ook, Ek weet. Chris, hoe chill met my gees? Ek voel soms soos 'n selfoon op 4%. En jy weet, dan gaan hy sommer dood. ja, Aldien, ek het hom ook al gesê, jy laai jou gees deur aanbidding. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Sien, nou kom dit weer in. Psalm 22 vers 3 sê, nogtans, U is heilig. U wat troon op die lofliedere van Israel. God woon in lof. Wanneer jy aanbid, maak God jou vol. Hy gee jou energie. Hy gee jou vrede. Hy maak jou sterk. Dan daardie 4%, jy word vinnig weer fast charge na 100% toe. En onthou weer eens gaan dit iets van jou kos. Ek gaan dit weer sê. Jy moet die werk doen. Verbeel jou die. As jy jou haardroër wil gebruik, jy moet op inprop, jy moet die skakelaar aansit, en dan gaan hy mos eers werk. Ja, En sodra hy hom uitplak, dan gaan hy mos nie meer werk. ja. Net so moet jy by Jesus ingeprop wees. Mhm. En, onthou nou net, ook soos jou haardroër, as jy verder wegbeweeg van daardie skakelaar waar jy hom ingeprop het, Ja, gaan hy mos nou uittrek, ja, en dan gaan hy mos nou nie meer werk nie. ja. Net so ook, as jy ver van Jesus begin wegbeweeg, gaan jou koppelaar onttrek, hy gaan uittrek daar. Dan gaan jy nie meer gelaai kan kom. So moenie ver op gevaarlike terrein gaan rondloop en rondploeter, waar jy nie meer God sien nie. Ok, ek sal dit onthou. My laaste vragie, dan kan jy die laaste 2 minute van lunch jou eie spandeer, jou laaste 1 broodjie eet, want ek het nou nie alles geëet nie. Okay. Chris, hoe hou ek aan om vers te bly tot Jesus te kom? Want dit is 'n lang pad, jy weet dit self, ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Dis nou net 'n presiese voorbeeld wat ek jou nou gegee het. Bly by hom Ja. ingeskakel. So bly, Moenie ver van hom weg beweeg nie, ja, sodat jy nie uitgeprop raak nie. ja, Weereens, jy moet iets doen. ja, Judas 1 vers 21 sê, bewaar julle self in die liefde van God. Bly in sy liefde, bly in sy woord. Bly in sy teenwoordigheid. Moenie uit sy teenwoordigheid beweeg nie. Moenie op 'n gevaarlike perke rondstap nie. Bly nederig, bly gehoorsaam. Bly dankbaar. Varsheid is nie 'n seisoen nie, dis 'n verhouding. As jy by Jesus bly, bly jy vars tot die einde. Sjoe, dankie Chris. Maar ek dink ek het nou net meer as varsheid nodig. Ek het koffie nog nodig. Hierdie broodjies was lekker en alles, maar nou nog 'n koppie koffie sal nou lekker smaak. Ja, jy moet seker die mamma gaan afspoel. Ja, kom ons hoop maar die koffie se vervaldatum is ook 2020 soos hy chura van jou nie, né? Nee, sê jou. Ja. Okay, laat ek gaan. Ja, maar voor die weg hardloop, Ja. ons sluit weer regte manier af. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie weer eens vir hierdie skierige vriendin van my. Maar Vader, dankie vir die vrae wat sy vra en dankie Here dat ek ook self weer bemoedig kan word daardeur my geloof ook versterk word. En dankie dat ons so daardeur, Here, kan groei om meer en meer soos Jesus te word. Vader, versterk ons en help ons om nie uit U teenwoordigheid te gaan rondloop nie, maar laat ons ingekoppel sal bly by U liefde en U vrede en by ons Here Jesus Christus wat vir ons vrede gee. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Chris. Goodbye, Jaldien. Totsiens. Dankie vir die breakies. No probleem. Daar's hy vriende. Ek hoop julle het geniet soos ons dit geniet het. En ja, as julle enigstens iets het wat julle graag wil hê ons moet bespreek, skakel ons gerus. My nommer is 083-232-2442. En my nommer is 082-9249458.
En onthou gerus, sluit aan op ons YouTube kanaal by JCR Administration. Julle sal nie spyt wees, daar's regtig pragtige boodskappe. Daar's vriende, ek hoop julle het dit geniet. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. And waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah.
It's who you are, Waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it, you're working. You never stop. You're the Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, it's who you are, my Jesus. Miracle worker. That is who you are. You are Waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen.